julle. Nou is my preek so om. Ons het nou agterste voor begin. Maar ek wil graag 'n droom vertel wat ek gehad het. En ek is nie iemand wat drome droom, wat die Here gewoonlik in praat en werk nie. Julle sal ook hoor dat ek is nie 'n verskriklike metaforiese mens, hoe die Here met my praat nie. Ek waardeer dit in ander mense se bediening, maar julle sal weinig hoor dat ek metaforiese beelde gebruik om iets uit te beeld. Maar hierdie nag weet ek, dat die Here probeer iets vir ons gemeente sê. Ek droom dat ons in 'n gebou sit, groter as hierdie en vol mense, en net om vir julle agtergrond te gee, om hierdie dienste te laat werk, en laat gebeur, is nogal 'n pakkie werk, ek gaan nie vir julle lieg nie. Dit is nie net van kom sit, en kom kry nie, om hierdie voor te berei, vat 'n hele span mense, om reg te maak. Ek spot altyd baie dankie, julle is amazing hoor. Ek spot altyd en sê, dit vat ons 'n hele week, om hierdie plek reg te kry, dat julle net weer vir 'n uur kan kom, om hier kerk te hou. So die droom, dankie Tinka, dit is ook die enigste een jong. Nee, ek speel, hierdie recording, ek hoop het 'n fout gekom, dat hy nie uitsaai nie. Ek droom ek hardloop rond om hierdie diens te maak werk, en ek en Tristan is hier, vat hier, los hier, en is op en af, en daar's baie spesifieke galery, wat ook vol mense sit, en ons baie dankie. Die mandjie is nou die hande, ek hou daarvan. Dankie baie. En ek droom, ek sien, vuur. Maar nou moet u verstaan, die week voor dit, woon ek 'n praatjie by wat die versekering praat van die vuur. Wat sê as jou plek afbrand en jy het nie die regulasies nagekom, jy betaal ons niks uit nie. Ek moet dit dan by sê, anders dink jy ek het teruggeval. So toe ek hierdie vlamme sien, toe is dit die eerste ding wat opkom by my. Ons hierdie vuur moet geblus word. Voor iets anders aan die brand steek. En terwyl ek deur die mense vleg, kom ek tot by 'n dogtertjie. Sy breindogtertjie en sy het skoolklere aan. En die vlamme is op haar. Dis nie sy wat brand nie, maar die vlamme is op haar. En ek kom nie vinnig genoeg by haar uit nie, want die eerste ding wat by my opkom is, ek moet net keer dat die vlamme die gebou afbrand, want sonder okkupasie gaan ons in 'n tentkerk hou. En toe ek so naby aan haar dogtertjie wil kom, staan 'n beeld wat vir my soos 'n vrou gelyk het, maar toe die persoon omdraai, toe weet ek hierdie moet 'n engel wees. En daai engel gryp my so voor my bors met albei sy hande so. En daar's ek uit. En ek voel in my gees, hoe dat die Here sê, my gees gaan uitgegiet word, op die wie julle nie verwag nie. En die Here sê vir my, daai klein dogtertjie het haar skoolklere aangetrek, omdat dit die beste uitrusting in haar kas is. En ek sê, Here, waar kom die dogtertjie vandaan? En die Here sê vir my, sy staan buite jou dorp op 'n plaas. En ek sê, Here, wat probeer hy sê? En hy sê, my spirit will be poured out on the insignificant and the unexpected. En julle, dit maak 'n verwagting in my hart los. Van dat dit gaan nie ek wees noodwendig nie. Maar wanneer die gees van die Here val, gaan dit op die mense wees wat julle dit nie verwag nie. Want daar was net 'n groepering wat daai tonge van vuur beleef het om impak te gaan maak. On the unexpected, I will pour out my spirit. Joel 2:28, nee, julle is nie by die Engelse diens nie, die Amplified sê dit net mooi. Hy sê, it shall come about after this, that I shall pour out my spirit on all mankind. And your sons and your daughters will prophesy. En hoor gou hier, hoe verras die Here my in die Engelse diens. Kyk gou daar. And your old men will dream dreams. Ek's net 40. Your young men will see visions.
Even on the male and the female servants, I will pour out my spirit in those days. Ek het nooit raak geluister nie. Even on the male and the female servants, the unexpected will receive the outpouring of the Holy Spirit. Even the unexpected. En luister dat ek het regstel. My droom het nie relevantie tot servants nie. Die Here het vir my gesê, daai klein dogtertjie, irrelevant van haar kleer, was iemand wat ek nie gedink het nie. Dis iemand wat nie noodwendig altyd in die kerk voorsit, of 'n volwasse geestelike mens is nie, maar dit is die opregte van hart. Die kindertjies. Dis hulle wat die Heilige Gees gaan ontvang. Dan sê hy verder, I will show signs and wonders, displaying my power in the heavens and on earth. Blood and fire and columns of smoke. Hoor hierdie profesie wat uitgaan. Julle, dis hierdie deel van die jaar, waar ons nie net 'n spiritualistiese geloof leef nie. Dis hierdie deel van die jaar, waar ons die bonatuurlike begin beleef. Ons beweeg weg soos die disippels op the Mount of Olives, daar op die berg, wat 'n fisiese ontmoeting met Jesus gehad het, wat nou moet wegstap vir 'n geestelike ontmoeting. Nou beweeg ons weg van vleeslike en fisiese goed. Nou begin die Here bonatuurlik werk. Is hier iemand wat kan wag, of lus is vir dit? Vir 'n bonatuurlike werking van die Heilige Gees. Ons het gisteraand 'n diens bygewoon hier op die pad Swellendam toe. Ons het toe vir 2 ure al gesing. Dit was 3 liedjies en dit was nie die verse nie. So ons het letterlik 3 lyntjies herhaal van 3 liedjies vir 2 ure. Maar kan ek gou vir julle vertel, daal die Gees van die Here in daai plek neer. Niemand lê hande op nie, maar ons praat in tale dat daai tent so maak. Jong, hulle val, al wat daai pastoor skree is, ushers everywhere, ek's Pinkster, maar ek staan so, Here, wat's besig om hier te gebeur? Wanneer die Gees van die Here op 'n plek neerdal, dan verander goeders. En ek's jammer, maar dis die bonatuurlike. Hierdie tekens en wonders, wat Joel van praat, is vir die nie-Christene, is vir die ongelowiges om te begin glo. Moet asseblief nie verslaaf raak aan wonders en tekens nie. Want jou verhouding is meeste van die tyd met God, dit wat jy nie kan sien nie. Is hier nog sulke mense? Geloof is die dinge wat ons nie kan sien nie. Kom ons lees Handelinge 1 vers 12. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word die Olyfberg, wat na Jerusalem is. En dit was 'n Sabbatsreis ver. Hy gaan verder in vers 4, hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wanneer ons kyk in Lukas 24:49 sê hy, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En ek kon nie help om te dink aan kerk nie. Dink gou hoe lank is hulle besig om daar eendragtig saam te bid in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Dink julle nie hulle het tussendeur gesê, is dit nou? Kyk die hoendervleis. Is dit die krag wat nou plaasgevind het? Voel die teenwoordigheid van die Here. Maar hulle het nie geweet wat om te verwag nie. Ek dink hulle het heeltyd in hierdie proses gedink, dalk is dit nou, dalk is dit nou, dalk is dit nou. Of kom ons sê meer. Gisteraand beleef ek die Heilige Gees in 'n kerk neerdal op wonders en tekens. Vanoggend is my eerste gebed toe my oë oop gaan, 4 uur, is nog steeds 4 uur, julle bid nie hard genoeg nie. Eerste gebed is, Here, ek hoop u daag op vanmôre by my kerk. Dis ons menswees. Die Here doen nou vir jou 'n wonderwerk, dan wonder jy oor die volgende een. Hoor julle, wonderwerk. Ek wonder of die Here dit weer gaan doen. Nou het die Here dit gedoen, dan wonder ons of dit weer gaan gebeur.
Die vyand kry dit reg om ons verstrengel te kry in 'n fisiese verhouding. As ek dit nie sien nie, kan ek dit nie glo nie. Maar wanneer ek dit beleef, dan weet ek, dis die Here. Ek wil graag hierdie vir julle lees. Om 'n geestelike reis af te handel. Vra God dat ons van die berg van ontmoeting af wegbeweeg na die stad toe en wag. En wag. Die seisoene verander. Ek onthou so goed in my lewe kan ek ek is nou 25 jaar, 26 jaar gered. 27 jaar amptelik. Jof, hoe kan ek daai som verkeerd hê? Ek onthou die seisoene in my lewe waar ek so naby aan die Here was, ek het sy teenwoordigheid gevoel dag en nag. Ek onthou dat ek gaan slaap in sy teenwoordigheid en ek staan op in sy teenwoordigheid. Maar dan onthou ek die ander tye. Die ander tye waar daai liedjie wat hulle sing by een van ons ander gemeentes gereeld is, dit voel soms of die Here te ver is. Dit was sulke seisoene. En ek besef net, dat waar jy vandag trek, kan in een van die twee seisoene wees. Of jy is in die Here in, of jy voel ver van die Here af. Nou wat is die seisoen? Voorbereiding. Jy het van die berg van ontmoeting af beweeg, en jy is nou in die stad besig om te wag vir die Heilige Gees. Die berg werk Jesus, in die stad begin jy werk, met die krag van die Heilige Gees. Sê, weet jy, ek het weer sê, op die berg het Jesus die werk gedoen, and you were a spectator. Maar nou as jy in die stad gaan wag, en die Gees van God kom oor jou, dan begin jy die werk doen. En wat het Jesus gesê? Selfs meer as wat ek gedoen het. Nou waar is dit, mense? Sien julle dit? Want ek sien dit nie. As ons net die groep wat hier is, moet vat en in hierdie dorp release, en hulle moet meer doen as wat Jesus gedoen het, dan kan ons dorp mos nie lyk soos hy lyk nie. Is ek reg? Hoekom? Want ons gaan wag nie. Ons is af met 'n roeping na 'n preek en sê, Here, ek wag op U. Ek gaan net wag. Jong, net een dag gaan jy weer terug op die berg. Want ons is so verslaaf aan daai tangibility. If I experience the tangible presence of God, I believe. But in the waiting period, there's not the tangibility. Maar as jy lank genoeg wag, dan kom die Heilige Gees oor jou. In hierdie bovertrek was dit 'n gemeenskap van die heiliges gewees. Handelinge 1, 13 en 14, en ek gaan nie die hele lys name lees nie. Hy sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. En dan gee hulle die lys mense. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en ook met sy broers. Hoor julle daai stuk wat ek gesê het? Hulle almal kom eendragtig by mekaar. Een van die verklaringe sê, want natuurlik het hulle in hierdie tyd moes hulle geëet het, hulle het saam gebly. Weereens, soos elke ander preek, om sê ek vir u, die Here berei hulle voor op die Handelinge gemeente. Onthou wat doen hulle? Hulle kom uit die bovertrek uit, hulle beleef iets, hulle sê, om hierdie te beleef, moet ons saam bly, saam eet en saam bid. Dus ek sien julle die prentjie? En ewe skielik begin hierdie groeperinge skep van huiskerke. Ons dink dis die model. Nee, dit was hulle belewenis. Hulle het in die bovertrek beleef, wanneer ons saam bly, saam eet, saam bid, dan kom die Gees van die Here. En dit was so vir die Handelinge gemeente. Kan julle onthou, Paulus het van huis tot huis beweeg, en waar hy kom, sê die woord, hy het sy hande op hulle gelê, en hulle was gedoop met die Heilige Gees, hy gespreek in tale, siekes was gesond gemaak. Hy sê, elke keer na 'n besoek, julle kan die hele Handelinge lees, en daar was mense gedoop. Want dit was die samekoms. Die mense het oorvertel aan Paulus. Luister gou, Paulus, dis hoe dit gewerk het.
in die boventrek. Nou vra ek vir julle, wat gaan doen jy daar buite? Wat is jou verwysing? Waar het jy Jesus ontmoet en hoe draai jy dit oor? En by dit wil ek vandag sê, ek doen dit ook net soos ek dit beleef het. Gebruik ek daai selfde toerusting om ook in mense se lewens in te spreek. So gebruik jou storie. Gebruik dit wat jy beleef het om ander mense in te kry op die plek waar jy is. Wanneer hulle so by mekaar gekom het, dan sê Matteus 18 vir ons die bekende deel, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is hy. Wat ook al julle vra, gee ek vir julle. As dit in my naam is. Dis nie 'n shopping list nie. Daar is spesifiek gesê in my naam, vir 'n rede. Dis nie om te sê, ek soek 'n Ferrari, bid saam met my asseblief, soek julle ook 'n Ferrari, ons altyd soek 'n, nee, Porsche. Wat 'n man as julle Mercedes, niks. Nee, julle sal moet bykom in die koninkryk, jong, haas pastore wat met groot goed rondry. Waar 2 of 3 bid en hulle sê, ons soek 'n Porsche in Jesus naam. Sien wat hier sê nie. Wanneer jy Jesus bo sit, dan gaan jy nie vir 'n Porsche vra nie. Het julle my? Wanneer jy eendragtig by mekaar kom, dan begin geestelike goed saak maak en fisiese goed maak nie meer saak nie. Nou bid jy vir die Heilige Gees om neer te daal. Nou is 'n kar nie meer belangrik. So julle is eintlik reg, ek is verkeerd om in die naam van Jesus te bid. Psalm 133 sê, waar ons by mekaar kom, daar is die Here en hy bless dan die eenheid. Ek wil die laaste gedeelte lees, ons het dit klaar deurgepraat. Hy sê in vers 20 tot 26, want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie, en laat 'n ander een sy opsienersambt neem. Hulle praat hier van Judas wat weg is. Hulle sê van die manne dan, wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Here Jesus by ons is, in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag, dat hy van ons opgeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons 'n getuie word van sy opstanding. En hulle het 2 voorgestel. Josef, wat genoem was Barsabas, met die bynaam van Justus en Matthias. En hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie 2, die een wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Nou wil ek gou deel, Psalm 109 vers 8 is die verwysingspsalm. Dit is toe Dawid 'n vyand gehad het. En Dawid het gesê, daai persoon moet uit sy posisie uitgeneem word, sodat iemand anders daardie posisie kan inneem. Vandag wil ek vir jou sê, ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek het klaar die gemeente verduidelik, ek wil nou persoonlik raak. Ons almal het 'n Judas en 'n Petrus. En hulle is meeste van die tyd nie eers skaam om daai naam te dra nie. Vandag wil ek vir jou sê, jy moet by die Here hoor. Want solank as wat jou Judas, jou verraaier, aan jou tafel sit, moet jy sy voete was. Jesus het nooit vir Judas weggejaag nie. Maar die oomblik toe Judas loop, toe lei die Here hierdie disippels om daai amp vol te maak met iemand anders. Die probleem met ons vandag is, hoe lyk jou binnekring? Want ons probleem is, jy lê af die Judas, en jy lê af die Judas, en jy lê af die Judas, maar jy maak nooit die plek vol nie. Dan kom jy op 'n plek waar dit net jy is. En ek spot maar altyd, dan sê ek, as jou vrou jou beste vriend is, great. As hulle jou gebedsmaatjie is, great. Maar wat as jy as gevolg van hulle moet bid? Julle het my, nee. Nou, vir wie sê jy dit dan? Jy kan nie onder 'n skuilnaam vir 'n ander vrou bid nie. Jy sal in die moeilikheid kom. So ek hou daarvan om dit so te beskryf. Hoe lyk jou 12? Wie sit aan jou tafel?
Want jy het dalk al jou Judasse laat gaan en vandag sit jy met 1 of 2 oor. As jy die Heilige Gees in volle swang in jou lewe wil beleef, moet jy 'n sirkel kry. Jy moet mense om jou kry. Jy kan nie alleen dit dra nie. Want wat gebeur wanneer jy swak raak? Wie gaan jou ondersteun? So ek het dit so verduidelik in die Engelse diens. Hierdie is jou familie. Ek en Mihana moun ook maar net by mekaar. Imagine ons moun by die dorp, oor die dorp. Gaan nogal rol wees. Ten minste vra sy meeste van die tyd vir my, ek weet nou nie van wie jy nou praat nie. Hoe lyk hulle? Dan meeste van julle wat in die moeilikheid is by my nie eers 'n profile picture nie. Sit jou gesig by jou naam. Hoe moet ek vir haar wys wie jy is? Sê jou familie is hier. Maar moet nooit die druk op hulle plaas om alles te dra nie. Kry bietjie vir jou 'n sirkel wat die tweede barrier dra. Wat die gewig saam met jou opneem. Kry mense in jou lewe. Die Here het my vanoggend wakker gemaak en gesê, die mense het seer gekry. Dit is hoekom hulle geestelike mense laat afstaan het. En hulle het alleen geëindig. Die Here sê, maak weer jou sirkel vol. 12 is maar net die disippels en apostels. Maak jou sirkel vol, moenie so alleen deur die lewe gaan nie. Hulle gaan jou teleurstel. Hulle gaan jou verraai, hulle gaan jou verloon. Maar ten minste het jy 'n sirkel. En vanoggend wil ek vir jou aanmoedig, moenie net die Judas laat gaan nie, kry iemand in hulle plek. Voordat ek bid, wil ek afsluit met 'n storie, my eie storie. Ek het nie geweet volwasse mans kan vir mekaar 'n WhatsApp stuur en 'n vriendskap beëindig nie. Ek het net 2 mense in my lewe wat ek laat gaan het. Dis 'n mooi woord, nê? Daai een dominee sê, jy sê shoo, hulle loop van self. Ananda, jy het hom, nê? En die een stuur vir my 'n boodskap en sê, jy is amptelik nie meer my beste vriend nie. Ek in my vlees reageer. Ek sê, ek het nie geweet ons is in die speelparkie nie. Voel soos daai briefies wat hulle so gevou het toe ons kinders was. Hy vra jou uit of hy maak uit, jy weet ook nooit wat gebeur nie. En hy stuur weer 'n boodskap, hy sê, en jy is 'n pastoor, maar jy volg my nooit op nie, weer reageer die vlees. En ek sê vir hom, maar jy is nie in my gemeente nie, so ek gaan nie jou opvolg nie. Kyk, daar eindig die vriendskap toe. Maar weet julle wat doen ek? Ek gee my Judas vir die Here. En ek sê, Here, ek wil nie hê hierdie persoon moet verlore gaan nie. Dis maar net seer kry wat praat. Werk u met hom asseblief. Toe kry ek weer 'n boodskap maande later, maar dit begin toe, ons is nog steeds nie vriende nie. Ek is soos great. Een minder om oor bekommerd te wees. Maar ek het die Here weer aangeneem as my verlosser en saligmaker. En dit gaan met my baie goed. Jy hoef nie jou Judas te begelei nie. As jou Judas geloop het, los hom. Laat hy gaan. Maak hy plek vol met iemand anders. Die woord sê, en hy sê dit so mooi. Hy sê, U Here wat die harte van almal ken, wys my. Wys my. Wys my wie moet hier sit. Okay. Jesus kies 12 en hy toe per ongeluk 'n Petrus en 'n Judas. So die kans dat jy 12 gaan kies en 'n Judas en 'n Petrus kry is goed, aanvaar dit. Maar jy was hulle voete totdat hulle self loop. Dan bid jy dat die Here hulle sal vervang, moet asseblief nie alleen wees nie. Dis 'n groot las om alleen te dra. Kom ons sit so, dan wil ek graag saam met julle bid. Aba Vader, ek staan elke keer so verbaas oor u woord, wat na soveel jaar nog steeds 100% relevant is. Hierdie gebed is tweeledig. Here, ek wil kom vra, dat u in ons gemeente, die Judasse, sal laat gaan. Terwyl hulle nog hier is, Here, gaan ons hulle voete was. Maar as hulle gaan, Here, kom wys ons. Kom wys ons, wie is die mense wat in daardie posisies moet terugkom. Want Here, ons het net een begeerte.
En dit is om in eenheid te wag, dat U Gees kom uitstort op alle vlees. Dat U in hierdie gemeente sal neerdaal. En dat in die hemel ons onder een naam staan, en nie 'n klomp faksies in een groep is nie, maar dat ons in een saam is, Here. En ek beleef die preek is na prediking, want U het reeds die werk gedoen. Ek het regtig beleef hoe U ons 'n eenheid maak, toe ons deel aan U liggaam. En daardie liggaam, sê die woord, ons dra mekaar se laste. Ons help mekaar. Mag U ons help as gemeente om 'n eenheid te vorm, sodat U seën ook aangehou gebied word oor ons gemeente. Dan, Here, kom bid ek vir elke individu. U het vanoggend baie spesifiek vir my oor eensaamheid gedeel. Wil U nie kom sirkels vol maak met die regte mense nie, asseblief, Here. Wil U nie kom vriende stuur wat nader is as broers vir hierdie mense nie, Here. Mag U bring hulle wat sterker as bloed 'n band vorm, om ook hulle harte vol te maak, ondersteuning te bied. Stuur vir ons die regte mense, Here. Wys ons, want U ken hulle harte, om ook ons 12 vol te maak. Nie vir onsself nie, maar om met afwagting en voorbereiding vir U Gees se uitstorting te wag. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan nou oorgee vir Tris, en ek wil net gou die afkondigings doen. Jy kan Lisel sommer vir my die Plaveisel projek opsit. As jy kan, asseblief, sal weer ek en jy met baie druk. Ons het koevertjies laat druk, wat op die boksies beskikbaar is, as jy wil bydra vir die Plaveisel projek, maar ek wil net gou met julle deel. Julle as die Here in 'n saak is. Kyk gou na daai pyltjie. 1 week, R94.000 en 94.084, ek het nou vir jou gelag, nou is ek self. Dit beteken dat 9.400 stene is klaar gekoop, om gelê te word. Dankie, dis nou vir die Here. Dis in 1 week, in 1 week voeg die Here dit by. So indien u 'n bydrae wil lewer, is u meer as welkom. U kan of in die koevertjie dit doen, of u kan ook die kode scan hierso, wat dan na SnapScan toe gaan, of u kan kontant gee. Ons waardeer julle bydrae verskriklik baie. Ons wil dan julle weer uitnooi. Ons is op die finaliteit van die belangegroepe of die klein groepe, so ons kan daai aansit, Lisel, asseblief, waar julle ook dan nou julle fone kan uithaal en dit scan. Dan kan julle vir ons stuur. Ons het al die aansoeke ontvang. Ons gaan nou komende week die groepe indeel, en dan sal ons vir julle almal in kennis stel. Dan wil ek julle herinner aan die 28ste Junie is die seniors, dis die 60+ groep. Hulle gaan 'n heerlike Bybelete hou, dis teen R80 per persoon. En weer sê ek, as jou ID-boek sê jy is bo 60, moenie so wees nie. Jy is dan 'n senior. Voel julle so seniors? Okay, bly maar na die tyd agter vir gebed, ons het julle, hoor. So baie seën vir u elkeen. Ek gaan oorgee vir Tristan, en mag die Here regtig vir u elkeen net by julle wees hierdie week. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klap, hè? Julle my hoor, right. Pastor Alex, nee? Sal pastor asseblief opkom? Jy gaan nou gaan sit, nee? Ons wil net, vandag is 'n baie spesiale dag. Vandag is Pastor Alex se verjaarsdag, en hy is vandag 23, ja. Nee, as hy? Nee, so, ons eer die Here. Ons wil net, pastoor, namens die gemeente sê baie dankie. Dankie vir alles wat jy doen vir die gemeente, en dat jy die roeping wat die Here vir jou gee regtig vol staan. En vanoggend toe ek bid oor jou, toe gee die Here vir my die skrif in Psalm 23 vers 6, waar Dawid sê, mag net goedheid en guns my volg, en dat ek in die huis van die Here sal bly tot in lente van dae. En dit is regtig ons gebed vir jou. Mag goedheid en guns jou volg, mag jy in die huis van die Here bly, mag jy sy goedheid elke dag beleef, en mag jy elke dag net wysheid gee om hierdie gemeente wat nou soos familie is, nee, vorentoe te vat. So, baie dankie vir die inspraak wat jy het in ons lewens. Ons eer die Here. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap, en gee die Here eer. En dan ek wag net vir Henko om jou kind om vir jou iets anders te bring. Ja, as hy, nee, net ietsie kleins van. Ons het baie stadiger geloop. Hy is vinnig, kyk al. Hy het so 'n appeltjie. Jy moet 'n mooi smaal Henko is op Facebook. So,
Ja. Kom ons sit net so, dan kan julle hande saam met ons uitsteek, dan bid ons die seën oor hom vandag. Right. U my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vanoggend, Here. En Here, ons kom lê vandag vir Alex by die voete van Jesus neer. Here, want Here, op hierdie verjaarsdag wil ons U eer, Here, vir nog 'n jaar wat U byvoeg, maar Here, ons wil U ook eer, Here, vir hierdie man van God, Here, wat sy roeping vol staan, wat sy hand opsteek en sê, Here, hier is ek, stuur my. En Vader, ons bid vandag, Here, mag goedheid en guns hom volg, Here. Here, mag hy in die teenwoordigheid van U elke dag opstaan en beweeg saam met U. En Here, ons bid vandag, Here, dat U vir hom sal wysheid gee oor die pad vorentoe. Dat hy in elke liewe tree sal ken en sal weet, U sal sy paaie gelyk maak, Here. Vader, ons bid vandag vir sy familie, Here. Ons lê hulle by die voete van Jesus neer. Ons bid en ons vra dat U hulle sal beskerm. U ken hulle hartsbegeertes. U weet wat hulle U voor vra, wat hulle U voor vertrou. Mag elke belofte ja en amen wees, Here, in Jesus Christus, tot verheerliking van God, Vader. Here, staan vandag by hom stil, lei hom, en Here, dankie dat ons vandag weet, Here, dat U is nog nie klaar met hom nie. Dat Here, daar is nog so groot goed, Here, wat voor lê. En ons bid, Here, mag U die deure oopmaak en mag niemand daai deur toemaak, Here. Gebruik hom as 'n kragtige instrument van God. En ons gee al die eer in Jesus se heilige naam alleen. Amen. 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 Ja, amen. Ons nooi julle uit om saam met ons 'n koek en 'n cupcake te kry, né? So, mag die Here julle seën, geniet julle naweek, kry vir julle 'n cupcake en as hy julle is release, go for it. Dankie julle.